Daar's iets wat ek al hoe meer begin raak sien in hierdie lewe. Nie in groot gebeurtenisse nie in dramatiese oomblikke nie, maar in die klein goedjies van die lewe. Daardie klein oomblikke wat ons so dikwels kan miskyk. Ons lewe in 'n wêreld wat groot oomblikke vier. Die groot suksesse, die groot besluite, die groot deurbraak. Maar as jy mooi oplet, sal jy besef, dis nie altyd hoe verandering werk nie. Daar is talle selfhelpboeke wat dit eintlik bevestig. Dink maar net aan The Tipping Point. Daar leer ons dat verandering nie altyd skielik begin nie, dit bou stadig, stil, onsigbaar in klein konsekwente oomblikke op tot iets skielik kantel. In die boek Atomic Habits sien ons jy word nie verander deur een groot besluit nie, maar deur klein gewoontes wat oor tyd ophoop. In The Power of Moments ontdek ons sekere oomblikke, alhoewel dit baie keer klein is, dat dit meer gewig dra as wat ons besef. Maar is ook waar van geloof. En ek dink ons mis dit. Ons wag dikwels vir groot oomblikke, terwyl God dikwels besig is in die klein momente. Dink bietjie daaraan. Wat 'n verskil maak 'n kort gebed in die oggend, 'n sagte woord in 'n gespanne gesprek, 'n besluit om nie dadelik terug te kap, terug te byt nie. 'n Oomblik waar jy net stil word en sê, Here, ek is hier. Dit voel dalk klein en nietig, maar is nie noodwendig klein nie. Jesus het nooit net 'n lewe van groot oomblikke geleef nie, nee. Hy het geloop saam met mense, hy het gesit, hy het gesels, hy het aangeraak, hy het mense ontmoet in gewone, alledaagse oomblikke. En juis in daardie oomblikke het dinge baie keer verander. En dis hoekom dit gaan oor konsekwentheid, selfs in klein momente. Jy hoef nie te wag vir 'n groot oomblik nie. Hierdie klein oomblik tel, hierdie klein keuse tel, hierdie klein stap tel. Want God werk nie net in jou dramas nie, hy werk ook in die stil, in die gewone, in die herhalende. Hoor 'n bietjie die teks in die Bybel in Lukas 16 vers 10. Wie in die kleinste dinge getrou is ook in die groot dinge getrou. Moenie die klein oomblikke onderskat nie, want dit wat vandag soos 'n klein treukie voel, kan dalk jou grootste sprong in die regte rigting wees. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons mag besef dat U ook 'n behae het in eenvoud, ook 'n behae het in klein momente, ook teenwoordig is in ons alledaagse gewone lewens. Here, maar help ons dat ons ook konsekwent U liefde in klein momente sal uitleef. Want ons weet as ons getrou is in daardie klein momente, sal ons getrou kan wees in die groot momente. En help dat ons hierdie getrouheid in klein momente ook sal deurleef in ons alledaagse lewens. Gee ook dat ons U nie sal miskyk in klein momente waar U teenwoordig is nie, waar U hand eintlik deurbreek in die tyd. Here, want juis in daardie klein momente, 'n konsekwentheid daarvan, kom daar dikwels groot veranderinge. Ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand daar buite net nodig om agter te kom, om nie net op groot momente te fokus nie, maar juis in die klein oomblikke konsekwent sy liefde te leef. Tot 'n volgende keer.